Nou vriende, goeiemôre. Ons is die Here innig dankbaar dat ons aan die einde van nog 'n week kan kom, dat ons kan terugkyk oor hierdie week en sê geloof sy die naam van die Here. Dag na dag het hy vir ons gedra. Hoe wonderlik goed is die Here net nie vir ons nie. Ons ry oor hierdie baie gevaarlike paaie. Die paaie is vol slaggate, mense ry regtig roekeloos. En ons eer die Here dat ons van punt A na punt B kan beweeg en veilig by ons huise aankom en dat ons ook die goedheid van die Here sodoende kan ervaar. Mag die Here ook genade gee by vanmôre se oordeenking dat u en ek sal hoor en verstaan wat die Here deur sy woord en deur sy gees tot ons wil kommunikeer. En mag ons in gehoorsaamheid sê, Here, ek hoor wat u vir my sê en ek aanvaar en ek doen dit wat u in u woord vir my opgeteken het. Nou vriende, ek het vir u gesê, ons is besig met die gedagte van hoe deel ek met my verlede. Ons het gister 'n bietjie gekyk na die gedagte dat hoe deel ek met die verlede as sondes aan my gedoen is, erge dinge aan my gedoen is, en dan ook vanmôre kyk ons na hoe deel ek met my verlede met sondes wat ek gedoen het, miskien aan ander mense gedoen het, sondes wat ek gedoen het dat ek miskien wegsteek, of miskien sondes wat my vreugde steel in die hede. En ek wil u vra, kom ons kyk op 'n Bybelse manier na hierdie bepaalde saak en hierdie vraagstuk. Die eerste gedagte wat ek wil noem is dat hierdie oordenkingsvriende is vir kinders van die Here, is vir weergeborenes. 'n Ongeredde kan nie regtig met sy verlede deel nie, omdat sy verlede eendag teen hom gaan getuig in die ewigheid en die sondigheid en die boosheid waarmee hy besig was. So ons praat met kinders van die Here, mense wat weergebore is, en hulle stoei met hulle verlede, hoe deel 'n mens daarmee? Die eerste gedagte is, aanvaar die Here se vergifnis. Nou vriende, baie keer kan jy vir jouself sê, maar ek weet ek is gered en die Here het my sonde vergewe, maar ek stoei nog dikwels met dit wat ek aan dink wat ek in die verlede gedoen het. En die Bybel sê vir ons baie duidelik dat ons as kinders van die Here op daai punt moet kom dat ons regtig die Here se vergifnis aanvaar. Hoor wat sê die Bybel in Romeine 5 vers 1. Omdat ons dan uit die geloof geregverdig is, het ons vrede by God deur ons Here Jesus Christus. Luister, ek kan nie werk vir ons saligheid nie. Jy het nie alles reggemaak wat jy in die verlede gedoen het en toe sê jy vir die Here, Here, ek het alles nou reggemaak, nou skuld u my vergifnis nie. U weet wat vanmôre aan die Here behoort. Dis nie moontlik nie. Geen werke kan my red nie. Geen goeie lewe kan my red nie. Ek word gered uit genade deur geloof op grond van wat Christus aan die kruis gedoen het. Sy volmaakte lewe word tot my sondige lewe toegereken. Ek word geklee met die kleed van sy geregtigheid. Daarom is ek voor God aanvaarbaar. En daarom moet ek aanvaar die vergifnis wat die Here my skenk. So wanneer ek terugdink aan my hartseer verlede, dinge wat ek gedoen het aan ander mense, dinge wat ek gedoen het in my verlede, sondige praktyke waarmee ek besig was, en dank ek die Here vir die vergifnis wat hy my gegee het, en ek dank U dat die vergifnis nie op grond van my werke was nie, maar op grond van die werk van Christus aan die kruis, dat die vergifnis 'n volkome vergifnis is, en dat die Here ook deur hierdie vergifnis vir my sy vrede gee. En daarom is belangrik dat ons dit sal aanvaar, ter harte sal neem en sê, Here, dankie. Partykeer is ons so besig om te sê, Here, ek is jammer, ek is so jammer oor, jy weet, 15 jaar terug het ek dit gedoen, en 16 jaar terug het ek, nee, kom op 'n punt en sê, Here, dankie, dat U my vergewe het vir my sonde van die verlede, hede, toekoms, dat ek voor U vry is, rein is, en dat ek voor U onskuldig staan, in Jesus se verlossing aan die kruis. So aanvaar die Here se vergifnis. Tweede plek, neem jou gedagtes gevangene. Dis belangrik, vriende, dat ons gedagtes nie rond sal dwaal en heeltyd links en regs sal spring en ons met alle goed in ons gedagtes besig sal wees nie. Hoor eens, beskryf Paulus dit in 2 Korintiërs 10 vers 3 tot 6. Besondere woorde. 2 Korintiërs 10 vers 3 sê, want hoewel ons in die vlees wandel, met ander woorde ons wandel in die liggaam, ons het oë, ore, hande, voete, gedagte wat dink en ons 'n mond wat praat, alhoewel ons in die vlees wandel, voer ons die stryd nie volgens die vlees nie. Want die wapens van ons stryd is nie vleeslik nie, maar kragtig deur God om vestings neer te werp. Terwyl ons planne verbreek en elke skans wat opgewerp word teen die kennis van God en elke gedagte gevangene neem tot gehoorsaamheid aan Christus en ons gereed hou om elke ongehoorsaamheid te straf wanneer die gehoorsaamheid volkome is. Ag, iemand het eendag mooi gesê, as die duiwel my wil herinner aan my verlede, dan herinner ek hom aan sy toekoms. En wat bedoel ons daarby? Die duiwel is lief om ons te herinner aan ons verlede, want soms struikel en val ons nog in die hede, en dan sê hy vir ons, ag man, is jy regtig gered? Is jy werklik 'n kind van die Here? Nee, jy's useless man, los dit. Gaan aan met jou lewe. En ag vriende, dis lekker om te weet dat die Here sê, dat die duiwel is 'n leienaar, en die Bybel sê die leienaar se plek is bestem in die poel van vuur, en die duiwel se toekoms is God se oordeel, waar hy vir ewig die duiwel in die swaalbrandhel sal pynig, omdat hy ook mense mislei en verlei het. So, ek neem my gedagte gevang en ek sê, Here, U het my vergewe,
Al herinner die duiwel my aan my verlede, dis onder die bloed van die lam. Die Here sê, hy dink nooit meer daaraan nie. So waarom moet ek heeltyd daaraan dink? Dis hoekom ek my gedagtes gevangene neem tot gehoorsaamheid aan Christus. 'n Derde belangrike ding, wat doen ek met sondes van die verlede wat my pla in die hede? Een ding wat baie belangrik is bedink die dinge daarbo. U sien, ons gedagtes is ons grootste vyand. Die tussen ons ore is waar ons grootste vyand is. En vriende, is noodsaaklik om, soos Kolossense 3 vir ons leer, bedink die dinge wat daarbo is. Bedink die dinge in die hemele. Wat bedoel die Bybel? Dis eenvoudig. Ons kan ook sê memoriseer God se woord, Psalm 1. En ek lees gou vir u wat staan in Psalm 1. Dit is so kosbaar want dit gee vir ons soveel Bybelse antwoorde hoe ons kan deel met ons verlede en die dinge wat gebeur het. Psalm 1 sê vir ons dat welgeluksalig is die man wat nie wandel in die raad van die goddelose en nie staan op die weg van die sonders, nie sit in die kring van die spotters nie, maar sy behaag is in die wet van die Here en hy oordink sy wet dag en nag. Hy sal wees soos 'n boom wat geplant is by waterstrome, wat sy vrugte gee by tyd en waarvan die blare nie verwelk nie, en alles wat hy doen, voer hy voorspoedigheid. So is die goddelose mense nie. So 'n kind van die Here is iemand wat God se vergifnis aanvaar. Hy neem sy gedagtes gevangene en nou vul hy sy gedagtes nie met die verlede en die hartseer en die pyn van die verlede nie, maar met God se beloftes, God se woord. Hy bedink die dinge daarbo. Hy dink aan die heerlikheid wat vir ons wag, omdat Christus dit vir ons gekoop het en verwerf het aan die kruis. Baie belangrik om hierdie groot waarheid te sien. Vriende, ek sê nie alles oor hierdie sake wat ek kan sê nie. Ek probeer deur hierdie saak werk om vir u net die groot waarheid in die hart tuis te bring. Die volgende gedagte, leef in die vryheid van Christus. Hoe pragtig staan dit daar in Galasiërs 5 vers 1. Hierdie vers is 'n vers wat my geweldig aan die hart gegryp het en wat ek ook al gememoriseer het. Daar staan dan vas in die vryheid waarmee Christus ons vrygemaak het en laat julle nie weer onder die juk van diensbaarheid bring nie. U sien, ons moet vas staan in die Here se vryheid. Ek het myself nie vergewe nie. Ek staan vas in die vryheid van Christus. Daarom leef in hierdie vryheid. Wanneer die vyand jou herinner aan die verlede, wanneer jou gedagte dwaal en top oor dinge van die verlede, dank God dat hy vir jou vergifnis gegee het en dat jy in sy vryheid kan lewe. En dat jy nie weer onder die juk van die verlede, onder die juk van die sonde van die verlede en die slawerny van sonde hoef te lewe nie. Leef in die vryheid van Christus. Die volgende gedagte, vriende, waak dat jy nie dieselfde sonde begaan as wat jy van vrygemaak is nie. Jy sien, is belangrik dat ons nie die sonde van die verlede, die Here sal dank dat hy ons vergewe daarvoor en daarvan nie. En nou in die hede loop ek weer blindelings in hierdie sonde in nie. Dit is om die Here te tart, om te treiter, om hierdie boosheid, vriende, eintlik half te regverdig in my lewe. Hoor wat sê die Bybel in 1 Timoteus 6 vers 11. Dit is 'n opdrag wat die Here vir ons as sy kinders gee, en ons moet dit ter harte neem. 1 Timoteus 6 vers 11 gebruik hierdie woorde, maar jy man van God, vlug van hierdie dinge af weg, en jaag na geregtigheid, godsaligheid, geloof, liefde, lydsaamheid, sagmoedigheid, stryd die goeie stryd van die geloof, gryp na die ewige lewe. Jy sien, wat ons as kinders van die Here moet doen, ons moet vlug van die sonde van die verlede. Dit wat ons geweldig geplaat en dinge wat ons verkeerd gedoen het, mense wat ons te nagekom het, vlug van hierdie sonde weg. Dis 'n konstante elke dag se vlug. As ek nou daar in u sitkamer of daar in u kar 'n ratelslang moet gooi, ek wil vir u sê, u stop daai kar in 'n paar sekondes, u's by die venster uit en u's weg van daardie gevaar. Daar in u sitkamer hardloop u vir die naaste oop deur. En dis presies dieselfde gedagte hier. Vlug van die sonde van die verlede. En wat moet jy doen aan die ander kant? Jaag na die geregtigheid. Jaag nou na die goeie lewe, na die Bybelse lewe, na die lewe van 'n kind van God, die nuwe skepsel in Christus. Beoefen geloof en liefde en lydsaamheid en stry die goeie stryd van die geloof. Dis uiters belangrik om hierdie waarheid raak te sien. En vriende, nou die laaste ene wat miskien u bietjie gaan gryp, maar luister wat ek sê. Bybelse beginsel, waar jy kan, gaan maak reg wat jy verkeerd gedoen het, al kos dit miskien verlies aan inkomste of selfs regstappe of straf. Lukas 19. Onthou jy vir Lukas, of die man Lukas wat geskryf het oor die man Saggeus in Lukas 19? Saggeus was 'n tollenaar wat mense finansiëel geweldig ingedoen het, te nagekom het. En nou lees ons hierdie geweldige sterk woorde, nadat die Here by Saggeus gaan stil staan het. Nou lees ons hierdie woorde. Lukas 19 vers 8, maar Saggeus het gaan staan en aan die Here gesê, Here, kyk,
Die helfte van my goed gee ek vir die armes. En as ek van iemand iets afgepers het, gee ek dit 4-dubbel terug. Ons praat van restituisie. Dat daar is mense wat jy miskien te nagekom het wat dood is. Dan vra ek vir jou, probeer regmaak wat jy verkeerd gedoen het, teenoor hulle kinders, of iemand wat miskien hulle ken. Gaan doen moeite om miskien te gaan versoen en te sê vir jou vrou wat jy miskien verneek het en dit het 'n egskeiding veroorsaak, wat sê ek is jammer vir die hartseer waardeur ek jy moes sit. As jy miskien 'n molesteerder was, het jy nodig om na die reg te gaan en te sê ek het daardie en daardie tyd hierdie sonde en hierdie oortredinge begaan. Miskien het jy mense vervreem van geld, dan het jy nodig om dit te gaan regmaak. Al kos dit dat jy minder het vir jouself. En al kos dit op jou ou dag dat jy miskien nie soveel geld het nie. Vriende, ek moes in my lewe restituisie gaan doen het. Want die Bybel verwag dit van ons. Dit bring vir jou vrede in die hede. Geld kan nie jou gewete stilmaak nie. Om sonde weg te steek kan nie jou gewete stilmaak nie. Daarom moet jy bely, moet jy gaan regmaak, sodat jy vrede en barmhartigheid kan vind. Daar is skitterende boeke wat jy kan lees. Putting Your Past in His Place, van Steve Wers, ek spel die van is V-E-A-R-S. Trusting God, Jerry Bridges, verskillende boeke wat jy kan lees. Maar vriende, is belangrik, deel met jou verlede op 'n Bybels verantwoordbare manier. Ek sluit af, die vraag wat ek vir myself moet afvra, en mense wat my dikwels vra, moet ek myself vergewe? Vriende, die Bybel maak nie melding van hierdie gewilde siening nie. As die Here my vergewe het, staan ek as sondaar in hom rein, en hierdie vergifnis is dit wat my motiveer tot 'n rein en heilige lewe. As die Here my vergewe het, ek nie nodig om myself te vergewe nie, want vergifnis kom van die Here. As hy my vergewe het, lewe ek in sy vryheid, as 'n persoon wat vrygespreek is, nuut gemaak is, en dit gee my vrymoedigheid om elke dag heilig te lewe. Mag die Here ons genade gee, mag die Here ons wysheid gee, en mag hierdie waarhede u hart versterk deur die geloof tot eer van die Here. Groete vir u, mooi dag verder daar.